Ek het vanmôre in die voorbereiding van die preek gedink dat ons so 'n bietjie moet kyk na wat vir ons voorlê in die uitdagings van die jaar, en daarom is my skriflesing vanmôre in Daniël die 3de hoofstuk. As die Bybel saam met u het, Daniël hoofstuk 3 vanaf die eerste 2 versies en dan 6 en 7 en dan ook weer 17 en 18. Maar ek wil u vra wanneer u tuis is dat u, wanneer daar 'n geleentheid is, bietjie daar ook deurlees. Want dit is 'n mooi verhaal en ek wil nou nie al die tyd neem, want ek wil bietjie met u ook gesels. So koning Nebukadneser, eerste vers, Daniël 3, het 'n goue beeld laat maak 30 meter hoog en 3 meter breed. En dit laat oprig in die Duradal in die provinsie van Babel. En toe het hy opdrag gegee dat al sy amptenare, die gouverneurs-generaal, die gouverneurs, die administrateurs, die raadgewers, die tesouriebeamptes, die regters, die landroste, al die hoofamptenare van die provinsie bymekaar moes kom vir die wyding van die beeld wat die koning laat oprig is. Vers 6 sê, wie nie buig en die beeld aanbid nie, sal onmiddellik in die brandende oond gegooi word. En daarom het al die volke en die nasies en die taalgroepe, sodra hulle die geluid van die trompet, fluit, siter, harp, lier of enige ander musiekinstrument gehoor het, voor die goue beeld van koning Nebukadneser laat oprig het, gebuig en aanbid. Die 17de vers sê, ons het ons God vir wie ons dien. Dis nou Shadrach, Mesach en Abednego. En hulle die mag om ons te red uit die brandende oond, hy het. En hy sal ook ons red uit u mag. Selfs as hy dit dan nie doen nie, moet u weet dat ons u God nie sal dien nie. Die goue beeld wat u laat oprig het, sal ons nie aanbid nie. Mag die Here dan ook hierdie woord tot ons harte, of die gedagte tot ons harte seën. Ek wil vanmôre met u praat oor die vuurtoets, eenvoudige onderwerp, die vuurtoets. En ek dink u ken die verhaal, ek gaan dit nie heeltemal met u deel nie, want dan gaan u dit by die huis ook kan lees. Maar dit gaan oor die vuuroond, dit gaan oor Shadrach, Mesach en Abednego wat staan vir hulle geloof en vir hulle God. En vir my is die 17de vers vir my so mooi wanneer hy sê, ons het ons God vir wie ons dien. Miskien kan dit 'n informele lese vir u hierdie jaar wees. Ek het my God vir wie ek dien. Hy die mag om ons te red uit die brandende oond, en al doen hy dit dan nou nie. My verhouding met hierdie God is so spesiaal, dat daar nie manier is dat ek ooit daaraan sal dink om hierdie goue beeld te aanbid nie. Die skrif sê vir ons dat Nebukadneser se woede het 'n hoogtepunt bereik toe hy hulle geantwoord het. En hy beveel natuurlik dat die oond 7 keer sterker of warmer gemaak word, normaal is as natuurlik. En sy sterkste soldate, dis my interessant, dat die sterkste soldate moet hierdie 3 jong mans vasbind en in die vuur gooi. Die vuur was so intens, sê die skrif, dat die soldate die bevel wat dit uitgevoer het, gesterf het van die hitte. Daniël 3 toon hoe menslike woede tot roekelose dade kan lei. Die oond en die koning se poging om beheer te handhaaf verteenwoordig, maar die toneel wys hoe magteloos hy is teen God se plan. Hierdie jong mans word gebind en in die vuur geval en hulle situasie het hopeloos vir hom gelyk. En daarom, kind van die Here, is dit vir my spesiaal deur te sê dat die wêreld sien geloof dikwels as swakheid. Tog sien God geloof as die plek waarin sy krag kan verskyn. En dis my mooi, wanneer ek in die Here God glo, dan is dit sy krag wat deur my skyn, en die wêreld staan verbaas. Hoe kan jy dit doen? Hoe kan jy so glo totdat die Here intree? Daniël hoofstuk 3 help ons as nuwe gelowiges om te verstaan dat die beproewings wat ons deurgaan, beteken nie dat God ons verlaat het of vergeet het of ons agterweeg gelaat het nie. Die 24ste vers sê, toe koning Nebukadneser verskrik opspring en vir sy raadgewers vra, het ons dan nie 3 manne vasgebind en in die oond gegooi nie? En hulle sê, dit is so, o majesteit, ja, dit is so. En hy sê, maar ek sien dan nou 4. Wat gaan nou aan? En hulle loop vry, ongedeerd rond in die vuur. En die 4de een lyk soos 'n hemelse wese. Jy sien, kind van die Here, daar's vir my 'n waarnemende skakel
tussen Nebukadneser se droom in Daniël 2, wat Daniël vir hom uitlê, en die beeld wat hy gemaak het in Daniël 3, so 'n bietjie agtergrondgeskiedenis. Toe hy Daniël se beskrywing en die interpretasie van hierdie droom hoor, was hy oortuig dat Daniël se God die ware God is, en hy bespreek dit ook en erken dit aan Daniël. Maar onder die invloed van hierdie oortuiging het hy Daniël ook bevorder as een van sy groot ministers om te help en te ondersteun in sy administrasie. Maar op versoek van sy 3 vriende word hulle ook in die hoogste amptelike posisies aangestel waar hulle kan vind. En dit lyk vir my soos hier nou dit goed gaan. Dit lyk vir my soos hulle tevredenheid bereik het, half beskerm is en weg is van die normale verantwoordelikheid en miskien vervolging van hulle volk self daar as bannelinge. Het lyk so asof hulle gelukkig is. En nou kom Nebukadneser en hierdie boodskap van die droom in Daniël 2 keer hy om in Daniël 3. En hier waar in Daniël 2 net die kop van goud is en die standbeeld se saamstellende materiale toon soos dit afbeweeg ondertoe na klei en yster, dat die menslike koninkryke se glorierykheid verminder soos die eeue aanbeweeg tot waar hulle afneem en ook hulle krag afneem. Babylon is tydelik. God se koninkryk sal dit vervang. Maar in Daniël hoofstuk 3 is die hele standbeeld, sê my Bybel vir my, van goud. En Nebukadneser verklaar dit simbolies, want nou sê hy in Daniël 3, my koninkryk sal nooit eindig nie. Ek sal die hele standbeeld wees. Dis ek nou, niemand anders nie. En dit vir my is 'n daad van politieke propaganda en van teologiese opstand. Want hierdie droom sê vir ons, jou koninkryk is net in die begin van die reeks koninkryke Nebukadneser, maar nou kom jy en jy sê nee, ek besluit anders. In my menslikheid en my goddelikheid en my grootheid besluit ek anders. My koninkryk is die hele wêreld se koninkryk en daar's niemand na my nie. Nebukadneser het op 'n doelbewuste wyse die hele standbeeld geskep vir 'n spesifieke rede om te sê dat die dag van sy bewind en van sy gesag nooit sal eindig nie. En dit so teenstrydig teenoor God se verklaarde plan, nie net vir hom nie, maar vir die eeue, vir die wêreld wat voorlê. Hier kom 'n toewyding van 'n ander tipe, sien ek. En toewyding, kind van die Here, kan soms ook anders wees, want Nebukadneser is baie pro-God in Daniël 2, maar amper anti-God in Daniël 3, wanneer hy besluit, nee wat, ek dink ek is slimmer as hierdie God van Daniël, ek dink ek kan beheer oorneem. En daarom is dit asof sy toewyding emosioneel is, dis afhangend van situasies en omstandighede, en dis een van die dinge wat ek vanmôre met u wil deel, en onthou dat in ons verhouding en in ons saamstap met die Here, alhoewel omstandighede en situasies soms anders is, moet ons belydenis die kern van ons siel raak. Dit moet nie net die omtrek van ons lewensruim raak nie, dit moet binne in ons wees, dit moet nie kan verander soos met Nebukadneser nie, dit moet standvastig in die Here wees, my geloof, my belydenis moet in die Here bly. En ons sien dit ook dan in hierdie 3 jong manne wat se moed gewortel is, nie in uitkomste nie, maar gewortel in God self. Ek sien 'n onverskrokke geloof, ek sien dat hulle vas staan, selfs in die ongehoorsaamheid van hulle keuse, is daar tog die gehoorsaamheid aan God se wil en God se plan. Ek wil vanmôre sê dat moed onderdruk openbaar 'n paar goed wat soms goed is en soms ook sleg is, die waarheid is, die werklikheid. Sien, hierdie 3 seuns het nie die goedkeuring van die skare nodig gehad nie. En dit is my interessant as ek die stukkie lees, dit lyk dit my, was dit nie net daar
by daardie dal waar die standbeeld was waar hulle moes buig nie, maar oral waar die musiek gespeel het op 'n spesifieke tyd, moes almal buig en erken en Nebukadnesar aanbid. Maar hier kom hulle met onverskrokke geloof en hulle staan vas selfs in die ongehoorsaamheid van die koning, maar in die gehoorsaamheid van God. Hulle geloof was nie deur hulle redding gewaarborg nie. En dis een van die punte wat ek vir die vanmôre wil uithaal in ons gedagte, is dat die redding is nie altyd gewaarborg in die situasie waarin ons vind vir die oomblik nie. Ons geloof is in God gefundeer en gebaseer. Hierdie jongmans was beskuldig en hulle het in isolasie gelewe, want ander het gesê, nee wat, julle is besig om julle self nou in die moeilikheid in te geloof. Julle geloof maak vir julle dat julle nou hier in die moeilikheid kom, hierdie tyd dat julle besluit, julle gaan vir God staan en julle gaan alleen vir God staan. Ons sien dit as 'n onwrikbare oortuiging, maar regtig, wil julle nie maar saam met ons die pad stap nie? Kom aan, hier's die stroom, beweeg saam met die stroom, besluit saam met my in hierdie splinte nuwe jaar, om maar nie altyd uit te blink anders, omdat God so vir jou gesê het. Om vir God te staan, kan jou alleen laat staan, en ek wil dit vanmôre ook sê, soms wanneer ons vir God staan, staan ons alleen. Maar hierdie oortuiging, ons sal nie buig nie. Hulle geloof was nie selfsugtig nie, dit was geanker. Dit was verseker, die selfs as geloof wil ek dit vanmôre noem. Selfs as. God is in staat om dit te doen, en ons glo dit, en God se woord sê dit vir ons, maar selfs as hy dit dan nou nie doen nie, dan gaan ek nog steeds glo, omdat hy my God is. Selfs as geloof vanmôre. Sien geliefdes, die wonder van Daniël 3 is nie net dat hulle dit oorleef het nie, is dat God saam met hulle in die vlamme gestap het. Nebukadnesar sê, wie is daar die vierde wese wat goddelik lyk, en hulle loop vry daar binne rond. Dis 'n wonderwerk. Dis 'n wonderwerk. Goddelike teenwoordigheid in tye van lyding is wat die Here vir ons aanbied. Ons staan nie alleen nie. Ons staan op God se beloftes en ons glo daaraan en ons gaan in die wêreldse vuuroond in, ons doen. Maar wanneer die wêreld na ons kyk, u voel dit miskien nie, maar wanneer die wêreld na ons kyk, dan sien hulle ook, die Here is met jou. Die Here is teenwoordig, die Here is by jou. Hier die vierde figuur in die vuur wys vir my van die nabyheid van jou God, ons geloof in beproewing. Die toue, sê die Bybel, het hulle nie gebind nie, dit was weg. Daar is vryheid deur beproewing. En ek wil vanmôre vir u sê, God gebruik die druk om te breek van dit wat die wêreld wil voorgee as die norm, om vir jou en my in ons geloof te versterk in Jesus Christus. Ons identiteit word bewaar in die Here. Ek dink dis vir my uniek om te sien hoe dat almal, en ek dink dit moes 'n gesig gewees het, wanneer die trompet en die musiek geblaas het en almal gebuig het. Niemand het durf waag om 'n koppie op te tel nie. En daar staan Nebukadnesar op sy troon, of sit op sy troon, en hierdie drie jong manne besluit, ons staan. Ons staan vir ons God en vir ons geloof. Daar's vryheid deur ons beproewing, ons identiteit word bewaar, wanneer die Here vir ons kom bystaan, ons sal heeltemal ander kant uitkom, omdat God saam met ons die pad stap. En dis my gedagte in die middel van die preek vanmôre, om vir u te sê, God stap saam met u in hierdie nuwe jaar. Ja, daar gaan 'n vuuroond vir die voorlê, daar gaan allerlei vuuroond tipes vir die voorlê jaar. Maar God stap saam met u in hierdie splinte nuwe jaar. Daar's transformasie, glo ek, deur beproewing. God se woord sê, dis wanneer ons beproef word dat ons geloof versterk word. Die vuur het die toue verbrand, maar nie hulle liggame nie. Soms bevry beproewinge ons van ons onsekerheid. Bevry beproewinge ons van die bietjie twyfel wat daar was, want terwyl ons in die swaarheid van die beproewing beweeg, ek kan my net indink hoe daai jong manne moes gevoel het toe hierdie groot sterk soldate hulle vasbind.
En hulle nader en nader en nader aan die vuuroond kom. En soos hulle nader kom, dop een na die ander soldaat om. En mag ek met 'n bietjie humor vanmôre dink, en mag ek my vertaling daarin gooi vanmôre deur te sê, maar hoekom val hulle om ons en ons brand nie? Wat gaan aan? Wat gaan hier aan? Maar ons beweeg en die Here is met ons saam. En ek wil dit vir u sê, kind van die Here, daar gaan goeders om u val. Daar gaan goeders om u swaar word. En ek gebruik die woord goeders want daar's 'n klomp dinge wat kan gebeur. Maar beweeg vorentoe. En al is u nou in toue of voel u daar's 'n tou om u, beweeg. Want die Here stap saam met u in daardie vlamme. Daardie oorwinning wat ek lees van hierdie 3 jongmans word 'n getuienis. Want soos jy verder aanlees, dan kom jy agter dat die koning se hart verander. Hy besef weer eens, en ek wonder of hy nie weer eens teruggedink het aan Daniël 2 toe Daniël met hom gepraat het nie. Geliefdes, geloof wat God se vermoë vertrou is wat ons nodig het. Jy moet God se vermoë vertrou. Geloof wat aan God se wil onderwerpe is wat hy van jou vra. Geloof wat weier om te onderhandel. Geloof wat waarheid vasgryp en vashou, eis nie altyd vir ons uitkomste nie. Dis net geloof. En ek stap net die pad. Ons vertrou God ongeag die uitkomste. Ja, en dis vir my die mooi van die Here God wat u en ek dien, is daar is 'n goeie uitkoms. Daar is 'n uitkoms aan die ander kant. Maar terwyl jy daarin beweeg, wil ek amper waag om te sê, moenie oor die uitkoms nou bekommer nie. Stap net die pad saam met die Here. Stap saam met die Here die pad waar die Here waar die toue van die wêreld om u is, want daar gaan 'n tyd kom wanneer dit afbrand. Daar gaan 'n tyd kom wanneer die mense om jou gaan sien. Maar hier's iets anders. Hier's 'n ander wese saam met jou wat hierdie beproewinge saam met jou deurgaan. Sien, dis geloof. En dis regtig geloof wat ander mense beïnvloed. Hulle gehoorsaamheid het 'n nasie se bevele verander. Hulle standvastigheid het 'n nasie se bevele verander. Hulle het bly staan terwyl al die ander gebuig het. Stroom op. Ek wil vir u sê vanmôre, kind van die Here, as gelowige is jou oortuigings in God se woord belangrik. Dis waarop dit gebaseer is. Vertrou God met die uitkoms. Geloof is gehoorsaamheid sonder waarborge, het iemand eendag gesê. Dis vir my mooi, né? Ek glo nie omdat ek iets gaan kry in die sin van wêreldse wysheid. Ek glo omdat ek verlos word van my sonde en ek 'n verhouding met God het. Dis geloof. So ek wil vir u vanmôre vra, soek God in die vuur. Hy's die naaste in jou krisisoomblikke. Laat jou geloof volhard. Want jou geloof gaan heel waarskynlik die voorbeeld wees vir iemand anders om ook nader getrek te word. Hoe kry jy dit reg? Hoe kan jy met alles wat met jou gebeur nog glo en vas staan? En dan is dit jou geleentheid om vir daai persoon te sê, ek glo in die Here God alleen. Dis 'n of hy dit doen of nie, dis die God wat ek dien. Voordat die beproewing of die vuur ooit verskyn, word die stryd in die hart klaar gewen. Dit was nie die vuur nie, dit was hulle besluit, ek gaan staan vir God. My oortuigings word gevorm voordat die krisis kom, sodat in die krisis ek weet waarop ek sekerheid het. Met so 'n paar puntjies met die deel vanmôre. Eerstens, wees anders as die wêreld. Die drukgang van hierdie wêreld gaan vra dat jy geleidelik aanvaar dat hulle standaard die standaard van die dag is en nie God se standaard nie. En as ons eenmaal ja gesê het, geliefdes, dan raak dit moeiliker om verder vorentoe nee te sê. God toets deur vuur, sê die skrif. Ons verwag dat God ons gaan uithelp voordat ons by die vuur kom. Dis nie toets nie. Dis ontsnap. Dis nie wat ek glo wat die Here van ons vra nie. Die Here wil hê ons moet eenmaal ja sê en dan moet ons weet ons staan in sy goedheid. En ek dink ons moet dit so bid ook. Hoe gaan ons weet dat God met ons in die vuur is as ons nie in die vuur is nie? As ons nie daarin stap nie?
Die 17de vers van Daniël 3 sê, ons het ons God vir wie ons dien. En hy het die mag, ons het dit gelees, om ons te red. Hy het. En hy sal ook, sê hulle, in die volgende sin. Maar al doen hy dit nie, ons gaan standvastig in die Here bly. Psalm 33, die 8ste vers sê, die hele aarde moet die Here vrees, en al die bewoners van die wêreld moet vir hom ontzag hê, want hy het gepraat, en dit was so. Hy het beveel, en dit was daar. Die Here verydel die planne van die nasies, en hy laat hulle besluite op niks uitloop. Maar die planne van die Here staan vir altyd vas. Sy besluite van geslag tot geslag. 2 Timoteus die 4de hoofstuk 17de vers sê, maar die Here het my bygestaan en my krag gegee, sodat deur my die prediking tot volle reg kan kom en al die heidene nasies dit kon hoor. Dis Paulus. Ek is uit die bek van die leeu gered. Die Here sal my red van elke onheil en my behoue in sy hemelse koninkryk inbring. Aan hom kom toe die eer tot in alle ewigheid. Sien kind van die Here, dit raak te maklik en te veel wanneer ons van materialisme afhanklik is, om dan te probeer ook aan die Here vas te hou. Ons is nie altyd bewus van die nietigheid van materialisme nie, tot dit nie meer daar is nie, totdat dit brokkel, totdat dit verdwyn. Maar Paulus sê, ek vertrou dat die omstandighede waarin ek lewe, daar is, sodat ek geloof en oorwinning kan kry. Hebreërs 12, die 28ste vers, laat ons wat 'n onwrikbare koninkryk ontvang het, dan nou dankbaar wees. Laat ons God dankbaar dien met eerbied en ontzag, soos hy dit wil. Laat ons hom dien met eerbied en ontzag. Vierdens wil ek vanmôre sê, ons mag nie inklusief wees nie. Ek aanvaar almal is nie altyd goed nie. Ek leef saam met almal is nie altyd goed nie. Alle godsdienste is tog immers reg en het 'n plek, is nie goed nie. God is nie inklusief nie. Hy sê, dien my en geen ander gode nie. Deuteronomium 12, 10 vers 12. En nou Here, wat eis die Here van jou? Nou Israel, wat eis die Here jou God van jou? As om net die Here jou God te vrees en in al sy weë te wandel en hom lief te hê. Die Here jou God te dien met jou hele hart en met jou hele siel. Ek wil vanmôre vir die vraagkind van die Here, staan op in jou godsdiens. Moenie skaam wees om te verklaar dat jy 'n volgeling van Jesus Christus is nie. Die wêreld gaan jou anders probeer oortuig om jou brood aan albei kante gebotter te hê. Die spektrum is vir jou breed, sal hulle vir jou sê. Maar in Lukas 4 vers 8 sê die Bybel, daar staan geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. 16de vers sê, 13de vers 16 sê, geen huisbediende kan twee baase gelyk dien nie. Hy gaan die een afskeep en die ander een eer of erken. Ons kry elke keer net een kans om te doen wat van ons verwag word in hierdie lewensproses. Die 3 jong mans het een kans gehad om besluite te maak om hulle waardes op God en op Jesus te baseer. Die massas gaan saam met die stroom, en ek het dit net nou gesê. Dis nie altyd die regte aksie nie, dis nie altyd die regte plan nie. Lot se vrou, Saul, Adam, Judas, net een kans, net een kans. Ek wil vanmôre vir die vraagkind van die Here, dis tyd dat ons nee sê vir die wêreld, en besef dat daar niks in hierdie wêreldse perspektief vertrouenswaardig is nie, niks waarop ek regtig met sekerheid kan staan en staat maak nie. En die geskiedenis wys dit vir ons. Konings, regerings, geld, besittings, godsdienst, alles gaan my teleurstel. Maar God sal jou bystaan. Hy's immers die goeie herder. Selfs in die doodskaduwee, as jou waardes en jou geloof in God bewaar is en deur die vuur kom, gaan die wêreld sien jy's getrou. En God is getrou. En Nebukadneser aan die einde van hierdie hoofstuk maak die volgende verklaring na daardie skrikwekkende ervaring. Ek wil u weer terugvat na daardie vuuroond toe, terwyl hy daar staan en almal nie eens waag om te loer nie. En hy hierdie konfrontasie sien en besef, Nebukadneser is nie maar net belangrik nie. Hy is ook maar feilbaar.
Hy is ook 'n sterfling op hierdie aarde. En na hierdie reaksie op die 28ste vers van die 3de hoofstuk, toe sê Nebukadnesar aan die God van Sadrag, Mesach en Abednego, kom toe die eer. Wanneer hy deur die vuur beweeg. Hy wat sy engel gestuur het en sy dienaars gered het, hulle het op hulle God vertrou en het die koninklike bevel verontagsaam en hulle was bereid om in hierdie lewe te verloor, eerder as om enige God behalwe hulle God te dien en aanbid. Is dit nie 'n mooi belydenis van 'n ongelowige nie? Die sien kind van die Here, as u staan, gaan ander dit raak sien en hulle sal namens jou getuig. En dan die 29ste vers. Nou rig hy 'n bevel uit. Hierdie koning wat so maklik bevele kan uitvaardig. Hy sê, ek vaardig nou 'n bevel uit dat enige persoon, watter volk, nasie of taalgroep hy ook is, wat met minagting praat oor die God van Sadrag, Mesach en Abednego, in stukke gekap word. Dat sy huise puinhoop gemaak moet word. Daar's immers geen ander God wat in staat is om so te red nie. Weer eens die uiterste, nou weer aan die ander kant toe, die uiterste. Maar ten minste die erkenning. En dan die 30ste vers is vir my so mooi. Nou het Nebukadnesar gesorg dat dit voorspoedig gaan met Sadrag, Mesach en Abednego in die provinsie van Babel. Nie dat hulle sy voorspoed nodig het nie, hulle het in God gestaan. 2 laaste skriffies vir u voor ons afsluit. Psalm 33, die 18de vers. Dis die Here wat sorg vir die wat hom eer. Vir die wat op sy mag vertrou, om hulle van die dood te red en hulle in die lewe te hou in hongersnood. Ons vertrou op die Here, hy is ons hulp en ons beskermer, ja, in hom is ons hart bly. Op sy heilige naam vertrou ons, hou u liefde vir ons, Here, want ons stel ons vertroue in u. Hierdie mooi verhaal van Daniël beklemtoon die tema van getrouheid, van weerstand teen tirannie, van geloof en vervolging, van beeld van God, van 'n goddelike verlossing. Dit simboliseer die menslike keiserlike mag wat indrukwekkend is, intimiderend is, maar uiteindelik tydelik is. God se koninkryk bly vir ewig. Hebreërs die 10de hoofstuk, die 35ste vers, en hiermee sluit ek af. Julle geloofsvertroue moet julle dus nie prys gee. Dit hou van 'n groot beloning in. 36 sê, volharding is wat julle nodig het om die wil van God te doen en te ontvang wat hy beloof het. Julle geloofsvertroue moet julle dus nie prys gee nie. Dit hou groot beloning in. Amen.